Goed, graad 10, ons gaan dan nou nog steeds werk met die afstandsformule. Hier gaan ons nou spesifiek kyk na gelyke afstande. Nou, ek wil asseblief net vir jou herinner, dat ek vir jou vastlegging oefening gegee uit die Mind Action Series boek, wat jy moet gaan oefen, die afstandsformule, voordat jy hierdie volgende video begin kyk. Goed, so wanneer ek praat van gelyke afstande, dan praat ek van dat twee lynsegmente presies dieselfde lengte is. Met ander woorde, ek sê vir jou dat die lynstuk AB gelyk is aan die lynstuk BC. So my lynstuk AB, wat sy koördinate nou ook al mag wees, is presies dieselfde lengte. Met ander woorde, wanneer ek die afstandsformule op hierdie stukkie lyn gaan doen, en ek doen die afstandsformule op hierdie stukkie lyn, dan gaan my antwoord presies dieselfde wees. Goed, so hier sit ons na die eerste voorbeeld. Hulle sê vir ons bewys dat P ewe ver is van A en B. En baie belangrik is, wanneer hulle sê bewys, dan mag jy dit nie aanneem nie. Met ander woorde, wat ek vir jou sê is, jy mag nie klaar vir my gaan sê dat AP gelyk is aan BP nie. Hierdie mag jy nie doen nie. Wanneer ons bewys, dan doen ons twee aparte somme. Met ander woorde, ek gaan die afstand van AP doen aan die een kant, en ek gaan die afstand van PB doen aan die ander kant, en indien daai twee antwoorde dieselfde is, dan mag ek sê, dat P ewe ver is van AB, want dan het ek dit bewys. So, 'n bewys, baie belangrik, is twee aparte somme wat jy doen. Goed, soos wat ek jou gesê het, twee aparte somme. So, ek gaan begin deur die twee x-waardes af te trek, te kwadreer, te plus die twee y-waardes aftrek en kwadreer. Nou, wees net baie versigtig, want ek werk nou met die groen lyn. So as ek gaan kyk na my twee x-koördinate, dan het ek 'n 4 en ek het 'n minus 4. En as ek gaan kyk na die y-koördinate, dan het ek 'n 18 en ek het 'n 3. Ek gaan tik hierdie nou presies net so in my sakrekenaar in, en ek kyk of my antwoord in wortelvorm of in desimaal. Goed, so op my sakrekenaar kry ek dan 17 eenhede. So dit beteken dat AP gelyk is aan 17 eenhede. Ek gaan dieselfde nou met BP doen. So ek gaan my twee x-waardes van mekaar aftrek en kwadreer. My twee y-waardes gaan ek van mekaar aftrek en kwadreer. So ek werk dan nou met die ander. So as ek dan nou gaan kyk na die ander lyn se koördinate, dan het ek 'n minus 4 en ek het 'n 11 vir my x'e en ek het 'n 3 en ek het 'n minus 5. Ek gaan tik hierdie weer eens in net so op my sakrekenaar. Goed, en dit gee dan ook vir my 17 eenhede. Nou baie belangrik. Wat het hulle vir my gevra? Hulle het vir my gesê bewys dat P ewe ver is. So bewys twee aparte somme. Ek het AP apart en BP apart gedoen, en ek sien dat hulle dieselfde is, so ek gaan sê vir myself, AB is presies so lank soos BP, en dan dit wat hulle vir my gevra. Dit wil sê, P is ewe ver van A en B. As hierdie 'n reghoek was, of dit was 'n vierkant gewees, dan was die aangrensende sy, met ander woorde, onthou verduidelik ek aangrensende sye vir julle, die sye wat langs mekaar staan, ek het altyd vir julle so met my hande so teen mekaar gewys, die twee sye wat langs mekaar staan, met ander woorde, hierdie is twee aangrensende sye wat presies ewe lang. Goed, as ek gaan kyk na my tweede voorbeeld, dan sê hulle toon aan dat. Nou, toon aan dat is eintlik maar presies dieselfde as bewys dat. So dit gaan weer eens twee aparte somme wees. Die sleutel hier is om te gaan kyk watter een van hierdie drie koördinate connect hulle. So hulle sê toon aan dat C ewe ver is van D en E. Met ander woorde, jy moet gaan uitwerk die afstand van DC en jy gaan die afstand moet gaan uitwerk van EC, want hulle sê ewe ver van C, D,
D. Goed, ek wil hê jy moet nou die video pause en hierdie twee op jou eie probeer bewys. Goed, so as jy dit nou gaan doen, dan sal jy sien, jy kry vierkantswortel van 29, vierkantswortel van 29 en dan beantwoord ons die vraag. Hulle het gevra, toon aan dat C ewe ver is vanaf D. En wat ons dan nou gedoen het, is ons het bewys dat DC gelyk is aan EC en dan dit wil sê, dit wat hulle vir my. Goed, volgende gaan ons kyk na wanneer my gelyke afstande gegee word. Met ander woorde, hulle sê vir my, nie toon aan of bewys dat nie. Hulle sê vir my, hierdie punte is presies ewe lank of ewe ver van 'n spesifieke punt af. In voorbeeld 3 gebeur dit. So, hulle sê vir my die koördinaat en hulle sê, hy is ewe ver. Met ander woorde, is gelyk aan mekaar. So die afstand tussen daardie twee punte en die afstand tussen daardie twee punte is presies ewe lank. Ek het die punte gaan benoem, so wat hulle vir my sê is, dat AB is gelyk aan BC. Ek gaan nou albei se afstandsformules hierso doen. Ek gaan kyk na die afstandsformule van AB. So daar is ons my AB. So dit is my x minus my x kwadraat plus my y minus my y kwadraat. So met ander woorde x en x is dan nou my 3 en my minus 1. My y en my y gaan wees t en minus 11. Goed, dan vir BC is dit my x minus my x. So jy kan sommer weer begin met die 3 minus die 8 kwadreer plus die 2 eie van mekaar afgetrek gekwadreer. So dit gaan wees t en dit gaan wees minus 2. Nou, baie belangrik hierso is presies soos in die voriges wat ons gedoen het. Ek het 'n vierkantswortel gelyk aan 'n vierkantswortel. So, om van daardie vierkantswortel ontslae te raak, gaan kwadreer ek my vergelyking aan albei kante en op daardie manier val my vierkantswortels dan weg. Goed, ek het so 'n bietjie aan hulle vereenvoudig. So wat ek dan nou gaan doen is, daai is 'n double up wat ek gaan foil. Daai is 'n double up wat ek gaan foil. Goed, so ek gaan begin, 16 gaan ek copy en paste, plus t kwadraat, so dit gaan wees 11t plus 11t, gee vir my plus 22t, plus 11 maal plus 11 gee vir my plus 121. 25 gaan ek copy en paste, plus t kwadraat, dan gaan dit 2t plus 2t wees, gee vir my 4t, en plus 2 maal plus 2 gee vir my 4. So wat ek dan nou mee sit, is ek sit weer eens met 'n kwadratiese vergelyking, maar ek het 'n positiewe 2 kwadraat en 'n positiewe t kwadraat. Ekskuus, t kwadraat en t kwadraat. Met ander woorde, as ek alles aan die een kant toe gaan vat gelyk aan 0, dan gaan daai t kwadraat en daardie t kwadraat op die ouend van die dag gelyk wees aan 0. So hierdie is 'n vergelyking wat ek gaan oplos en gaan sê 22t links, ek bring vir 4t oor, hy word minus 4t, 25 plus 4 gaan hierdie kant bly, ek gaan my 16 oorvat, word minus 16, en my 121 oorvat, en hy word minus 121. Goed, wanneer ek dan my linkerkant en my regterkant gaan vereenvoudig, dan kry ek 18t gelyk aan minus 108, ek gaan deel met 18 aan beide kante, en dan kry ek dat t gelyk is aan minus 6. Gaan kyk, gaan maak seker, het ek die antwoord gedoen wat hulle gevra het, bepaal die waarde van t, en dit is dan wat ek gedoen het. Hierdie is aan die einde van video 2, ek skryf dan vir julle hier ook vastleggingswerk neer.